Hi, my naam is Arend Botha, ek hoop goed met jou. Ek het 'n vraag vir die mense wat glo in Israel visie, Israel waarheid, Christian identity of British Israelism. Dis nou nie om te strei nie, ek is besig met navorsing en ek sukkel 'n bietjie met iets. Ek weet julle leer vir die mense dat die apostels uit Europa binne gegaan en hulle die evangelie versprei aan die verlore stamme van Israel, volgens julle, wat die wit Europeërs was, wat nie geweet het wie hulle is nie. Julle ken daai prentjie. En hier is die gap wat ek sien. Veral wanneer ek nog geskiedenis kyk, dan werk die storie nie so lekker uit nie. Die eerste gemeentes in Europa het vir byna 300 jaar geen volledige Bybel gehad nie. Hulle het nie die Bybel gehad nie. Nommer 2, die Europeërs het nie toegang na die Torah gehad nie. Hulle het nie die wet en die profete geken nie. Hulle het nie Hebreëus gepraat nie, hulle het nie Hebreëus geken nie. Hulle het geen stamboom rekords gehad nie. So hulle het geen manier om 'n Israel identiteit te koppel aan hulle eie of te ontdek nie. En nommer 3, hiereens dink ek is baie belangrik. Baie vroeë Christene in Europa het 'n negatiewe siening gehad van Israeliete, 'n negatiewe siening van Judeërs. Byvoorbeeld Justin Martyr skryf in sy Dialogue with Trypo en hy maak baie skerp argumente teen die Judeërse aansprake. En dan later sien ons ook vir Tertullian en selfs Johannes Chrysostomos waar hulle baie skerp teen Israel praat. Met ander woorde, Europeërs het nie na Israel opgekyk en gedink, dis wie ons regtig is nie. Dit maak die identiteit idee baie moeilik en baie onwaarskynlik. Hulle het eintlik neergekyk op Judeërs, hulle het neergekyk op Israeliete. So my vraag is eintlik baie eenvoudig, wat is die evangelie wat aan hierdie Europeërs verkondig was? Want ons het die briewe uit daardie tyd wat aan gemeentes geskryf was, soos Romeine, Galasiërs, Efesiërs, Kolossense, Korintiërs, en ons het ander buite-Bybelse Christelike skrywers, soos Clemens van Rome, Nagius van Antiochië, Arrhenius van Lyon, en nie een van hulle het gepraat van verlore stamme in Europa, of gebroke huweliksverbond, of 'n terugkeer na etniese Israel identiteit nie. Inteendeel, hulle praat van 'n ander evangelie, en dit is die geloof in Christus, bekering, en die nuwe menswording, en ons is almal een liggaam in Christus. As Israel identiteit die kern van hierdie evangelie was, sou dit oral gewees het, en ons het dit oral gesien het, maar dit is stil, ons sien dit nie. Hoekom?